Goeiemôre vriende, ons is dankbaar dat ons vanmôre weer so saam met u rondom die woord van die Here kan stil word. Ons dank die Here dat ons bietjie in hierdie week kon kyk na Hebreërs 13 vers 7 wat sê gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Nou ons het hierdie week bietjie stil gestaan by die hervormingsdag en dan ook in besonder by die persoon Martin Luther. Vir u gesê hoe die Here hom dan as Rooms-Katolieke priester uit genade kom red het en hom dan ook gebruik het om hierdie hervorming teweeg te bring. Vanuit die hervorming het daar dan die 5 solas ontstaan, die sola scriptura, die skrif alleen, sola fide, geloof alleen, sola gratia, genade alleen, sola Christo, Christus alleen, en vanmôre staan ons stil by die laaste gedagte of die laaste sola, solio deo gloria, alleen aan God die eer. Nou hierdie 5 solas is belangrik vir ons as kerk van die Here Jesus, nie net in die tyd van Martin Luther nie, maar ook vandag, juis omdat die hart van die evangelie saamgevat word in hierdie 5 gedagtes. Ek het vir u gesê, daar is baie mense wat glo aan die skrif, maar nie die skrif alleen nie. Hulle glo aan geloof, maar nie geloof alleen nie. Hulle glo aan genade, maar nie genade alleen nie. En aan Christus, maar nie Christus alleen nie. En ek het vir u gesê, vriende, as ons nie glo aan die skrif alleen nie, of geloof alleen nie, dan is ons besig om op 'n dwaalweg te gaan, en die Bybel sê dat 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Daarom het u en ek nodig om die woord te ondersoek. Ons kan nie net sê, ag, ek is verkeerd geleer deur Piet of Koos of Jan, of my vorige predikant of my vorige kerk, en ek gaan maar so aanvaar, en dit wat hulle vir my geleer het is nou maar reg, en ons hoop maar eendag vir die beste as ons bo in die hemel kom of voor God gaan staan nie. Dit werk verseker nie so nie. Die Here sê vir ons dat ons eie heil moet uitwerk met vrees en bewing. Daar moet van ons kant af 'n verantwoordelikheid wees om die dieptes van God se woord te ondersoek, om uit te kom by die hart van die waarheid van God se woord, want jou en my ewige siel hang daarvan af. Nou weet ons dan ook baie duidelik, vriende, dat die woord van die Here vir ons die rigtingwyser is. Daarom moet ons studente van die woord wees. Die gemeente in Berea was edelmoediger as die in Tessalonika. Hulle het elke dag die skrifte ondersoek om te kyk of hierdie dinge so is. Ek het vir u gesê, my woord en enige prediker se woord of belydenisskrif van 'n kerk is nie wet nie. God se woord is wet. Dis die woord wat die Here vir ons gegee het, wat lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard is. Nou vanmôre gaan ons stil staan by die laaste sola, solio deo gloria, alleen aan God die eer, en voor ons daarby kom ons doen 'n kort gebed saam en ons kyk na hierdie laaste gedagte. Vader, baie dankie dat u vir ons weer 'n nuwe dag kom gee het. U dra vir ons en seën vir ons met die keur van u seëninge. U goedheid en guns, Here, volg ons al die dae van ons lewe, en ons kan vanmôre sê dat u barmhartighede is nuut elke môre, u trou is groot. Vader, baie dankie dat u ons uit hierdie wêreld uitgeroep het, dat u ons gekies het, dat u ons gered het, dat u ons vrygekoop het en dat ons u kinders kan wees. Dankie dat alle eer en lof u toekom, en vra ons, Here, dat ons ook vanmôre opnuut in aanbidding voor u sal buig en eer sal bring aan u, die skepper van hemel en aarde, die redder, ja Here, die onderhouer, die een wat lewe, die een wat sal kom ons te kom haal. Seën ons met die woord en met die samesyn, Here, en mag u verheerlik word in alles. En ons bid dit alles in die kragvolle werking van die Heilige Gees met danksegginge. Amen. Nou vriende, as ons kom by die gedagte van alleen aan God die eer, dan is dit belangrik om te sien dat hierdie solas word afgesluit by hierdie, ek wil amper sê, kersie op die koek, waar ons eer bring aan God, wat vir ons die woord gee, geloof gee, genade gee en Christus gegee het. En as ons deur die 5 solas gewerk het, vriende, kom ons gou agter dat die mens in die agtergrond verdwyn en die Here in al sy heerlikheid verskyn op die voorgrond. U sien, die probleem van die meeste kerke vandag is dat die mens geniet 'n prominensie wat hy nie moet geniet nie. Dis asof die mens die senter van die heelal geword het. Alles sentreer om die mens, alles gaan oor die mens, ons praat oor hom, ons verhef hom tot 'n godheid, en as die mens nie kan God nie, as jy so godsdiens het, dat as jy nie kan God nie, bely die afgod wat jy dien, want so 'n God is nie werd om gedien te word nie. Die God van die Bybel is die soewereine God, wat die hart van 'n koning lei soos 'n waterstroom net waar hy wil.
In die hemel en op aarde doen hy soos hy goed dink, want hy is die alleenwyse. Ek en jy is beperk en sondig in ons verstand. Daarom is die Saulas die hoofgedagte van die hervorming om ons uit te bring by wie God is en wie ons is. Dat hy skepper is, ons is maar net eenvoudige mense. Hy is die pottebakker, ons is die klei, hy is die alwyse, ons is beperk in ons verstand. Ons is so nietig, as hy vanmôre ons asem van ons lewe kort knip, sterf ons en as niemand wat 'n oomblik, 'n minuut of 'n dag by my lewe kan voeg nie. Daarom is die Saulas dan juis daar gestel dat ons sal verdwyn op die agtergrond en die heerlikheid van God in Christus op die voorgrond sal verskyn. U sien, hy tog immers is die held van my reddingsverhaal. Ek en jy's nie die held van ons reddingsverhaal nie. Hy, die God van hemel en aarde, was die initieerder, hy was die uitvoerder van en hy's die onderhouer van my en jou reddingsverhaal. Daarom dank ons hom, daarom aanbid ons nie onsself nie, ons aanbid hom, die gewer van lewe en die onderhouer ook daarvan. Hy is die een wat geestelike lewe bring en dit in stand sal hou tot die dag dat ons hom sal sien in sy heerlikheid. Vriende, dit was nie die Here wat verlore was en ek moes hom gaan soek het nie. Ek was verlore, hy het my kom soek en daarom kan ek vanmôre vir u sê, ons sluit hierdie Saulas af deur eer te bring aan God alleen. Saulio Deo Gloria, alleen aan God die eer. Hoor hoe pragtig stel die Bybel dit daar in 1 Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As jy vanmôre liefde vir God het, was dit omdat hy eerste sy liefde oor jou uitgestort het. Dit was hy wat die inisiatief van die ewigheid afgeneem het, om sy liefde oor jou uit te stort, om jou uit jou moddersluit van sonde te trek, jou te red, sodat jy hom kan lief hê met jou lewe, met jou dade en met jou optrede. Daarom sê 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. U sien watter groot liefde het God aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. Ons het nie liefde aan God bewys nie, dis hy wat liefde aan ons kom bewys het, hy het ons geestelik kom lewend maak, daarom kan ons hom lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. Die apostel Paulus beredeneer hierdie saak in Romeine 9, 10 en 11. Nou praat hy van Isak en hy praat van Jakob en hy praat van die man Esau en hy praat van die aartsvaders en hy praat van hoe redding plaasgevind het en hoe God van ewigheid af die inisiatief geneem het en hy kom met gedagtes en hy verstaan nie altyd hoe alles werk nie en hoe hierdie hele legkaart in mekaar pas nie, want vriende, as ons dink aan die ewige God, verstaan ons nie altyd sy werke in diepte nie. Ons kan dit sien in die praktyk en daar is 'n ietsie van dit wat ons verstaan, maar Paulus kom aan die einde van hierdie 3 hoofstukke en hy sê in Romeine 11 vers 33 tot 36, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken of wie was sy raadsman gewees of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. U sien, dis die groot gedagte, dis die hart van die Saulas, om dis besef dat God het nie raadsmanne nodig gehad nie. Daar was nie raadgewers wat vir hom gesê het, Here, Adam en Eva het nou geval en ons wil 'n voorstel maak hoe u verlossing vir hulle sal kom bewerk nie. Vriende, daar bestaan nie so iets nie. Die Bybel sê vir ons dat God se verstand is ondeurgrondelik. Hy is een wat nie raadsmanne het nie. Hy skuld niemand niks nie. Hoor wat sê vers 35. Of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Hy is nie ons skuldenaar nie. Ons is skuldenaars. Ons staan skuldig voor hom. En dan uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. As hy nie lewe kom gee nie, het ons nie lewe nie. Daarom eer ons hom, daarom aanbid ons hom. Daarom moet elke erediens nie gaan oor 7 planne of 7 punte hoe om 'n beter huwelik te hê of 8 gedagtes om 'n gelukkiger lewe te hê nie. Elke erediens moet gaan oor hoe kan ek deur gehoorsaamheid aan die woord God verheerlik as die gewer van geestelike lewe, as die onderhouer daarvan, as die een wat gaan kom om my te kom haal. Dis waaroor kerk gaan. Dit gaan nie oor my en jou geluk nie, dit gaan oor my en jou heiligheid. Dis waaroor dit gaan. Hoe ons eer aan God gaan bring. Martin Luther sterf
18 Februarie 1546. En sy laaste woorde was eenvoudig: ons is skuldenaars teenoor God. Hierdie waarheid staan vas. God is vry in sy genade. Ons is skuldenaars. Hy sê, en dis hoe ons leef, dis hoe ons die woord verstaan, sodat God al die eer kan kry en ons sy genade kan ontvang. En ek wil vanmôre vir jou vra, hoe lyk jou lewe voor die Here? Het jy na hierdie Soulas gekyk? Verstaan jy beter waaroor hervormingsdag gaan, waaroor die reformatie gaan, waarom u en ek begenadigdes is van God in Christus deur die hervorming wat plaasgevind het? Kan u die kosbaarheid van God se woord sien? Lees u dit, sien u dit so raak? Besef en verstaan u dat alles wat u is en het is genade van bo? Kom ons eer die Here en ons memoriseer hierdie Romeine 11:33 tot 36 deur eer te bring aan hom wat die wysheid het wat alle verstand te bowe gaan. Die een wat geen raadsman geken het nie, een wat nie raad nodig het van mense nie, een wat aan alles lewe en asem gee, maar bo alles aan ons die ewige lewe, sodat ons hom kan ken in die krag van sy opstanding, terwyl ons aan sy beeld gelyk word. Mag die Here u seën, mag hierdie paar gedagtes iets dan stig en mag u verder ondersoek instel en die Here so verheerlik. Seën vir u, groete, ons sien mekaar môre by die huis van die Here. Lekker dag vir u verder. Totsiens.